die lydende Christus, soos hy die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Dit is interessant hoe Christus homself bekend maak aan die gelowiges wat ly. 'n Mens sou amper verwag dat hy 'n bekendmaking sou gehad het, wat gesê, maar hier is die einde van die lyding. Trouwens, in die bekendmaking van die skrywe, lyk dit asof die verdrukking nog erger gaan word, want daar word nog 10 jaar bygesit, en daar is 'n nuwe vervolging van in die tronk gooi, wat hier in die brief bekend gemaak word, asof die lyding wat hulle reeds gehad het, nie genoeg is nie. 'n Mens sou verwag dat Christus sou vertel van die wonderbaarlike ingrype wat 'n einde daarvan maak. Maar dit gebeur nie so nie. Hy maak homself bekend in terme van wie hy is. Hy is die eerste en die laaste. Dit is 'n beskrywing van Christus as God, wat van so ver kom as die profeet Jesaja, wat so na God verwys het. Daar is vandag teoloë wat wil beweer dat Christus aanvanklik nie as God vereer is nie, maar dat dit eers 'n titel is wat later in die Christendom aan Christus toegeskryf is, asof Christus net 'n mens was, 'n besondere mens was, of 'n profeet was, en later vergoddelik is. Dit is nie waar nie. In hierdie skrywing van Openbaring, wat gedateer kan word as nog in die apostoliese tyd, in hierdie skrywe reeds, het Christus hierdie titel gedra, wat beklemtoon dat Christus God is. Dis waar die belydenis vandaan kom. Christus is die Here, die eerste en die laaste. Hy is goddelik en as goddelik vereer reg van die begin af. Die eerste het hierdie betekenis. Ook verder dat ons kan sê, maar hy is ook die eerste wat gelei het in die kerk. Maar die eerste het ook die betekenis van, hy is die oorsprong. Hy is die oorsprong van die kerk, hy is die oorsprong van die lewe. Hy is die oorsprong van jou persoonlike lewe. Maar nie net is hy die oorsprong nie. Hy is ook die laaste. Hy is die uiteindelike doel. Hy is die punt waarna toe alles werk. So sê Christus, maar die troos wat daar vir julle is nie noodwendig in die wegneem van die lyding nie, maar wel in die volharding midde in die lyding, want ek is die oorsprong, maar ek is ook die uiteinde daarvan, want julle lyding sal soos myne lyk. Christus verwys na sy eie lyding, wat dood was en weer lewend geword het. Die mense van die stad Smyrna weet presies wat dit beteken. Daardie stad is 3 keer vernietig en is 3 keer opgebou. Christus staan nie los van ons verdrukking en ons lyding nie. Die kruisdood is juis Christus se meelewing daarin. Is juis Christus wat ons lyding op hom neem. En dan sy dood transformeer nie net sy lyding nie, maar ook joune. Wanneer hy lewend geword het. Wat ons vier nie net die dood van Christus nie. Ons vier ook die opstanding van Christus, wat die oorwinning van Christus is. Ons mag nie vir een oomblik vergeet dat Christus 'n historiese figuur is nie. Soos daar mense is wat aan Christus dink en dink dat hy net mitologies was, is hierdie gedeelte baie sterk daarin gewortel dat in sy dood is die veronderstelling dat hy gelewe is, dat hy gebore is en dat hy God is. In die vroeë kerk, ironies genoeg, was die probleem nie om te bewys dat Christus God is nie. Hulle het dit aanvaar. Die probleem waarmee hulle geworstel het is, hoe kan God mens wees en was die mensheid die probleem in die vroeë kerk? En hoe kan 'n mens se mensheid nie beter uitgedruk word as juis hierin dat Christus gesterf het nie? Christus
het werklik geleef, is werklik gekruisig en het werklik lewend geword. En dit is die verkondiging waaraan die gelowiges in Smyrna absoluut volhard het. Aan die een kant was dit die rede van hulle vervolging. Dit was presies hierdie rede wat die weerstand van die Jode gewek het. En dit was presies hierdie rede wat die vervolging onder die Romeine gestimuleer het. Maar ironies genoeg, is dit presies die rede wat gemaak het, dat hulle volhardend deur die verdrukking kon gaan. Dit is presies die rede wat hulle die geestelike krag en innerlike sterkte gegee het, vir dit wat in die lewe vir hulle voorgelê het. Hou aan Christus vas. Ons lyding is juis 'n vingerwysing na die lewensroeping wat elke een van God ontvang het.